Vanaand se storie is die lekkerste vergadering ooit. Nou, ek wil sommer begin om net so 'n bietjie agtergrondinligting vir jou te gee. Destyds, en dis nou in die ou Suid-Afrika, met die ou bedeling was, daar was so 'n sekere kerk wat mos nou basies die snare, geslaan het, die gitaar geslaan het hier in Suid-Afrika. En ek onthou baie goed, dit was eintlik baie imponerend geweest om Sondag kerk toe te gaan. Want nommer 1, ek het mos nou in daardie kerk groot geword. My pa was 'n dominee daar, so ek praat met groot respek en met baie mooi herinneringe daarvan. En dit is wat so indrukwekkend was, is dat as jy het nou daar gesit en dan as die klok nou 9 uur oggend, wanneer die erediens nou moet begin, of 10 uur of wanneer ook al, dan sal die kerkraad, aan die een kant was daar die ouderlinge, en die ander kant was daar die diaken, en dan die dominee het natuurlik aan die voorkant by die ouderlinge, was nou waar hy ook ingekom het. Maar nou moet jy onthou, dit was in die tyd gewees, waar jy 'n wit das gedra het, en jy het 'n donker pak aangehad, 'n donkergrys pak of 'n swart pak. Daar was nie 'n bruin of 'n rooi of 'n geel of 'n so iets nie. Jy het 'n wit hemp aangehad en 'n wit das, en dieselfde met die diakens. En dit was daardie tyd 'n groot eer gewees. Dit was daardie tyd so belangrik gewees, dat as jy byvoorbeeld vir 'n staatspos aansoek doen, het sy of dit onderwys is, het sy of dit nou in die staatsdiens is of waar ook al, en jy kon op jou CV sit, dat jy was 'n diaken by hier en hier, of jy was 'n ouderling, of wat ook al, dan het dit ontsettend in jou guns getel. Nogal fantasties geweest daardie tyd, dat jy dit op jou CV kon sit, dat dit ernstig of sterk in jou guns getel. En natuurlijk daai wit das was baie spoggerig geweest, en ek kan dan op my wit das, het my pa vir my gegee. Kyk, hy was in die doen, en so hy het 'n hele paar van die wit dasse, het hy mos nog gehad, toe ek nou vir die eerste keer gekies word as 'n diaken. Ek dink ek was so 25 jaar oud geweest. Dit was kort nadat ek my studie in Diensburg klaar gemaak het, ek mos nou vir die eerste keer begin onderwys gee, en kort daarna, toe is ek ook as 'n diaken gekies, wat ek natuurlik toe baie trots aanvaar het, en baie trots die wit das gedra het. Ek en my pa se wit das wat ek gegee het, hang nog steeds daar in my kas. Hy is reg om hom weer 'n keer aan te trek. Hy is skoon en reg, hy moet hom net knop. Ek hoop ek kan nog onthou om te knop, want mens dra mos nie meer dasse deesdae nie, en ek dink nogal so 'n mooi gewoonte wat weggeval het. Maar dit is altyd so mooi geweest om iemand te sien met 'n das. Ek onthou nog my pa ook. Hy het nooit ergens gegaan sonder dat hy netjies aangetrek was, insluitend in 'n das nie. Sommer dit vir agtergrond. Nou kan jy dink die omstandighede rondom so, dit was 'n ernstige instansie geweest, die kerkraad, en dan natuurlik die ouderlinge en die diakens en die dominee waar dit bestaan het. En soos niks is ligtelik opgeneem, en so hierdie keer, en hierdie het iemand wat ek baie goed ken, vir myself vertel. Nou weet nou al, ek kry mense wat sê, man, ek het dit self gesien, of ek het dit self gehoor, of wat ook al. Dan weet ek ook, wag, ek moet hierdie ding om te tipie sout, moet ek hom luister. Maar kom ons hoor wat sê, so, nou hier is nou wie een van die stories wat die ou, wat daar was, dit self vir my vertel het. Ek het nie daar gewees nie, so, ek het maar gehoor daarvan, hy het vir my die storie vertel. Nou hy sê, die dag, nou hulle kerkraadsvergadering, nou kerkraadsvergadering was 'n baie ernstige storie. Dit was so een keer 'n maand gewees, ek praat van 'n korreksie, ek kan nie mooi onthou vir een keer, ek 3 maande was nie, maar kerkraadsvergaderings was baie ernstig, en jy het natuurlik ook daar met jou werk, jou donker pak en jou wit das, het jy kerkraadsvergadering toe gekom, en dan het jy nou daar kom sit, en dan, nou ja, as jy diaken was, soos ek wat nou maar begin het, dat jy nou niks sê daar gehad nie. Ek onthou een keer wat hulle vir my gevra het, ek moet open met gebed, en dit was angswekkend geweest, toe ek nou voor al hierdie stoere kerkraadsmense wat hier voor my sit, wat ek nou sien, kyk nou vir my, nou moet ek open met gebed, want ek moet nie doen nie se seun, so ek moes dit nou kon doen, maar gelukkig kon ek dit doen, so en ek het dit ook gedoen, en hulle het daarna selfs weer gevra wat hulle gedoen, ja, die tweede en derde keer aan die einde van die jaar se kant, want alle instansies hou ons nou afsluiting, ek het die skool afsluiting, en die kerk afsluiting, met 'n kerksangdiens of wat ook al, in die polisie hou afsluiting, vangers hou afsluiting, en al die besighede hou einde van die jaar funksie, en toe sit te bespiegel nou, of hulle nou met die kerkrand ook 'n einde van die jaar funksie so hou. Nou dit was nou nie enige ding wat moes nou plaas op, so dit was nou 'n ding wat nou in diepte bespreek moes word, en so bespreek hulle dan om nou datum te vind. Nou daar is ons nou, kyk, om 'n datum te vind vir enige ding,
is 'n probleem, want daar's altyd een ou wat dit nie kan maak nie. Nou dan wil hulle dit spesiaal te bring, ou moet dit nou dan 'n ander aand wees. Dit alleen toe nou, net om by 'n datum uit te kom, was blykbaar 30 minute. So het hulle by 'n datum toegekom. En uiteindelik en toe hulle nou besluit nou wie gaan nou wat en wie gaan sorg vir die hout en wie gaan sorg vir die drinkgoed en wie gaan sorg vir die vleis en wat gaan dit kos en al daardie mooi dinge wat normale reëlings rondom 'n braaivleis. En dit is toe ook dat hulle toe uiteindelik nou by die finale punt is nou toe hulle nou ons besluit gaan hulle daarom op die vergadering ook 'n bietjie wyn geniet. Kyk, dit was nou 'n kerkstorie man. So dit is toe nou baie ernstig en jong en ek sal vir jou sê dit blykbaar soos dit hom vir my vertel is, dit word toe later 'n ewige gesprek man. Want daar's baie mense die storie ou sê nee op 'n kerkraadsfunksie of eindafsluiting daar's nie 'n manier dat daar enige sterk drank gebruik sal word nie. En so is daar nou weer die stout manne, jy weet al die stout manne wat so saam met 'n mens cricket gespeel het, jy weet soos ek sê ek het na die tyd daar aangekom, maar daai selfde manne was ook daar in die kerkraad gewees en ondeende ouens en nou ja uiteindelik toe ook weer na 'n lang gesprek toe kom hulle uiteindelik by die punt uit, ja, maar hulle sal nou sterk drank sal nou wel bedien word by die braai, maar toe is dit die volgende kwessies toe nou, wat is sterk drank? Gaan dit nou van die sterk goed wees, wat ons nou weet, of gaan dit nou sommer net 'n gewone wyntjie wees, en dit was toe die hele punt op sy eie, en nie te min uiteindelik toe hulle net op die eenkoms kom nie, toe vra hulle daar vir een van die skoolhoofde, of hy nou nie maar daar die leiding sal neem, hy moet nou maar besluit, wat sal nou goed wees, en wat nou bedien mag word, en wat beskikbaar sal wees vir die aand daar, en so het hy toe nou maar die leiding geneem, want daar is nog gesien, dit gaan toe nou nie werk. En uiteindelik toe die kerkraadsvergadering, ons laat sê, die afsluiting, wat moes nou ook toe eintlik maar 'n vergadering was, hulle kon daarom toe nou met 'n kort broek en 'n gewone hemp daarom kom, jy weet, 'n ou staan moes dan immers by 'n vuur, en jy kuier saam, en dit is toe dat die lekkerste dinge nou begin, jy weet, die man wat die wyn moes nou voorsien het, hy toe gesorg, nie net vir wyn nie, maar hy het ook versorg vir 'n bietjie sterker tipe, en die dingetjies wat jy daar bygooi. Nou oké, in die begin van die aand het almal nou rustig gewees, en het was lekker gewees, en alles het goed gegaan, vleis het lekker gebraai, die vuur het gebrand, en die manne het gesels, en so, bietjie later, jy weet, die tweede of die derde aanvullertjie nou bykom, toe raak het natuurlijk nog plezieriger, en raak nog lekkerder, en raak vrolijker, en die manne begin toe nou lekker met mekaar saamkuier, jy weet, die een ouwe sê, man, ek het daar nie geweet, jy so lekker ou nie, as ek al geweet het, jy so lekker ou, dat ek al lang al vir jou genooi vir 'n braai, en so gesels die manne by mekaar, hulle raak later die beste vriende, en hulle lag, hulle hang op mekaar se nekke, en hulle spot mekaar, en so die dominee sit te kyk ook die storie so, jy weet, jy raak toe nou later stil, maar die manne kuier, en dis daar toe baie lekker, en dis nou ongelukkig nou, waar die storie toe nou geëindig het, want die res van die verhaal is toe nou nie aan my vertel nie, want dis toe nou, daardie aand is daar toe nou besluit, dat die hele storie stop nou net daar, en niemand mag enigiets verder praat oor wat vir die res van die aand gebeur het, hulle kan sê dit was lekker, en dat gebraai, maar van daai spesifieke uur af, het hulle besluit, van nou af mag niks uitgelap word ooit nie, so, ja, die persoon wat vir my vertel het toe ook nie vir my niks uitgelap, hy het niks uitgelap van wat toe van daardie, nadat hulle al 2 of 3 drankies sterk was nie, hy het nie vir my vertel wat verder gebeur het nie, maar wat ek wel agtergekom het, dat dit nie die beplande aand van 10 uur geëindig het, ook nie 11 uur, ook nie 12 uur, maar hy het hier dink hier by 2 uur of 3 se kant, toe 3 uur se kant, toe die laaste mense besluit, maar dis nou tyd, dat ons maar moet huis toe gaan, en na die tyd, al wat ons geweet het, en gehoor het van die vergadering, wat gesê is, dat dit was die lekkerste, sê mens, kerkraadsvergadering, of kerkraadsfunksie, ooit. So, ja, daar het jy nou gehoor, wat die lekkerste kerkraadsfunksie ooit was, en dit was daar die keer, wat die kerkraad, einde van die afsluiting gehou het, en kan ek het maar by sê, dit was ook die laaste een wat ooit gehou is, so, jy weet waar jou eie afleidingsbaar, van wat alles daar die